Baie dankie. You may be seated. Julle kan maar sit. I certainly Ek deem ag dit this a beslis 'n great groot privilege voorreg to be om here hier te on wees Monday op night hierdie maandag aand and seeing this nice en hierdie turnout of mooi people, opkoms van mense hungry, te sien thirsting wat for honger God. en dors na God. I believe the scripture Ek says, glo die "Blessed skrif are sê, they that do geseënd hunger is and hulle thirst wat honger en after dors righteousness, for na they geregtigheid, shall be filled." want hulle sal gevul word. And if God has En given as us God that ons daardie blessed salige promise, belofte gegee het, then die the enigste only thing ding that wat would ons keep dan us sou from weerhou being om gevul te filled word with met alles everything that we waarna thirst ons for dors, would be because sou we do wees not omdat believe. ons dit nie glo nie. We can just Ons believe net now nou that kan God glo will dat give God us ons die the enigste very ding sal thing gee that waarvoor we're here ons hier for. is. We'll all go home tonight Sal ons so happy almal and huis toe gaan vanaand, satisfied. so gelukkig en tevrede. I'm so glad that He supplies Ek is so bly our dat hy every in need. ons elke behoefte voorsien. Hy het beloof hy sou dit doen. Now, He never Nou het nooit beloof promised dat hy He ons would begeertes supply sou our voorsien nie, wants, maar dit but was it was ons our behoeftes needs that he wat hy would sou supply. voorsien. I'm so glad of that. Ek is so bly Because daaroor, there's many times that want we daar is want baie things keer wat that ons dinge wil hê not wat good nie for goed us. is vir ons nie. I was just thinking of that the other day. Ek het net nou die dag daaraan I was gedink, trying to shave toe with ek a probeer straight skeer het met 'n opvou And skeermes. I was En very ek was awkward baie with it. ongemaklik daarmee. Ek het dit nog nooit tevore probeer nie. And my little En my boy seentjie was Joseph saying, het gesê, "Daddy, "Pappa, let me laat do it ek too." dit ook doen." 5 jaar oud. En ek het nou gedink, en hy het gehuil, omdat ek hom nie die skeermes wou gee nie. Maar julle sien, ek het beter geweet as om dit te doen. En dis hoe God is. Partymal dink ons dat ons sekere dinge moet hê, en ons sou net onsself daarmee seermaak. So as ons net onderdanig en nederig sal wees soos kindertjies voor hom, sal God voorsien wat ons nodig het. En as ek, wat 'n vader van vlees en van die aarde is, lief genoeg is vir my seentjie om hom nie 'n opvou skeermes te gee, ongeag van hoeveel hy daarvoor huil nie, veel te meer weet ons hemelse Vader, al huil ons vir iets wat ons dink ons nodig het. Hy het ons beloof dat alle dinge ten goeie sou meewerk vir hulle wat God liefhet. En weer staan daar geskrewe, hy sal niks goeds weerhou van hulle wat opreg voor hom wandel nie. Is dit nie 'n belofte nie? So, ek het altyd 'n slagspreuk gehad, wat ek altyd vir mense gee is, doen 3 dinge in die lewe. Eerste ding is om reg te doen, dis jou plig teenoor God. Dink reg, dis jou plig teenoor jouself, en jy sal beslis reg uitkom. Dis presies reg. Jy doen reg en dink dan reg, en solank jy reg gaan, kan jy nie verkeerd gaan nie. Toe my seun Billy op omtrent 14 jaar oud voor ek hom na die Bybelskool toe gestuur het, was hy in die gewone skool en het nie 'n baie goeie agtergrond gehad nie. En al die kinders en meisies en seuns wat rook en aangaan. En eendag het ek in die huis ingekom en gaan sit, en Billy het by sy ouma gebly. En terwyl hy teenwoordigheid van die Here naby was, was daar 'n visioen. Ek het my seun gesien met 'n sigaret in sy hand, wat my omtrent doodgemaak het. So na 'n ruk het hy sy fiets voorgestop, en hy het ingekom en gesê, "Hallo pa," gehardloop, sy arms om my gegooi. Ek het hom in my hande geneem en ek het gesê, "Billy, wanneer het jy dit begin?" Hy het gesê, "Wat pappa?" Ek het gesê, "Rook." Hy het gesê, "Ek doen dit nie." Ek het gesê, "Moenie vir my sê nie. Jy rook wel, Billy." En hy het begin huil. Ek kon dit nie keer nie. Ek het uitgegaan na die badkamer toe, ek het daar buite gaan sit en ek het gehuil soos 'n baba. Ek het gedink sy moeder in die hiernamaals, en laaste ding wat sy vir my gesê het, "Kyk na Billy." En hier het ek probeer om die voorbeeld vir hom te stel en om so iets soos daardie te sien doen. Dit het my amper doodgemaak. So ek het saam met hom gaan stap. Ek het gesê, "Seun, jy kom net nou daar weg. Ek gaan jou na die Bybelskool toe stuur, maak nie saak hoe eensaam jy raak nie." En so het ek gesê, "Ek wil hê jy moet jou arms uitsteek soos hierdie." En hy het gesê, "Wat maak keer?" Ek het gesê, "Hierdie is links en hierdie is regs." Nou, jy kan nie na albei kante toe gaan op dieselfde tyd nie, jy's in die vorm van 'n kruis. Ek het gesê, "Solank jy reg gaan, mag jy dink jy gaan verkeerd, maar jy moet reg uitkom. Jy kan nie oos en weswaarts gaan op dieselfde tyd nie.
Jy kan nie reg en verkeerd doen op dieselfde tyd nie. Partymal gaan mense verkeerd terwyl hulle dink hulle doen reg, maar dit sal verkeerd eindig. So dink altyd reg, doen reg en jy sal reg uitkom. Jy moet net. Dis presies. Doen reg, dis jou plig teenoor God. Dink reg, weet dat jy reg moet uitkom en jy sal reg uitkom. Dan het ek altyd slagspreuk gehad wat ek vir die mense gesê het wat ek getrou het. Jy sien die jong paar en hulle kom voor my en ek dink altyd aan Christus en sy bruid. Daardie groot bruilofsmaal wat ons almal graag wil bywoon. En om hulle daar te sien, hulle is jonk en jeugdig en hulle blink oë soos hulle daar staan, om hierdie gelofte af te lê om hulle deur die lewensreis te bind. Ek sê altyd vir hulle iets soos hierdie. Nou julle wil gelukkig wees. Julle kan nie gelukkig wees sonder Christus nie. Daar's geen huis wat gelukkig is sonder Christus nie. Ek wil net hê julle moet my een wys. Jy het een of ander skyn geloof, maar jy kan nie gelukkig wees sonder Christus nie, reg? Nee, hy is net 'n skilderige vuur soos 'n persoon wat voorgee om 'n Christen te wees. Hoe kan hy warm word met 'n vuur wat geverf is? Geverfde vuur sal nie warm maak nie. Dit kos regte vuur om warm te maak. Ons kan daar lees en sien wat die Heilige Gees gedoen het op die dag van Pinkster. Dit was op Pinkster 2000 jaar gelede. As daar dieselfde vuur nie dieselfde resultate bring vandag nie, wat help die historiese God ons as hy nie dieselfde God vandag is nie? Dis soos om jou kanarie voel vitamine te voer om goeie sterk vlerke en vere te gee en om in 'n hok te sit. Wat help sy vere om? Sien, as jy nie die volle evangelie gaan preek en alles glo in die Heilige Gees ontvang soos dit toe was nie, wat help dit om 'n Bybel te hê as hy nie dieselfde God is nie? Sien dus, hy moet dieselfde wees of help glad nie om skool toe te gaan en teologie te leer en dinge nie, as jy hom wil terugplaas na 'n historiese God. Hy is dieselfde vanaand. Ek sê altyd vir my jong paartjies soos hierdie, dat geluk nie bestaan uit hoeveel van die wêreldse goedere jy besit nie, maar hoe tevrede jy jouself laat wees met die deel wat aan jou toegeken is. Dis ook reg. Ek het paartjies gesien wat niks gehad het nie. Ek het 'n paar jaar gelede hier getrou. Ek weet nie hoe hulle my ooit gevra het om hulle te trou nie, maar die seun was 'n vriend van my. Die vader het saam met my by die staatsdiensmaatskappy gewerk, baie skerp intelligente jong man, en hy het met 'n miljonair se dogter getrou. Die deurknoppe was 14 karaat in hulle huis. Ek moes die seremonie so lank oefen, teruggaan daar binne en rys gooi en goed en kniel op 'n sy, kussing en so seremonie. Maar toe ek hulle getrou het, omtrent 3 maande later, het my broer vir my gesê hy het 'n paartjie gehad wat sou trou. Net die seun het nie genoeg geld gehad om te trou nie. Hy het 'n meisie gehad, maar hy het nie die geld gehad om die prediker te betaal nie. En hy het gesê, wel, my broer het nog nooit enige iemand niks gevra nie. En julle weet, ek is 51 jaar oud, en was in die bediening 31 jaar en nog nooit 'n offerande in my lewe opgeneem nie. Nooit opgeneem en gaan dit nooit doen nie. So ek doen dit net nie, dit moet gedoen word. Maar ek net, wat ook al iemand my iets gee, goed. As hulle dit nie doen nie, is dit in elk geval reg. Hy kan kos uit die hemel laat reën, so ek het dit net so laat gaan, so ek glo hom net. Ek het nooit enige maaltye gemis nie, ek het sommige uitgestel, maar ek het nog nie enige gemis nie. Maar dit was altyd lekker om hom te ken. So toe hierdie jong paartjie afgekom het, ek gekyk na daardie seun wat daar gestaan het gedurende die tyd van daardie depressie. Hy, verbleikte broek en 'n ou hemp, een kraagstuk kraag hoër toegeknoop as die ander. Haarsny het dit baie nodig gehad. Daardie meisietjie het duim gegooi van Indianapolis af soontoe. Haar voetjies was op die grond. Ek het gevoel om vir daardie kind 'n paar skoene te koop, baie mooi meisietjie. En toe ek het gesê, waarna toe gaan jy haar neem, seun? Hy het 'n ou treintrok gehad onder op die rivier waar daar destyds 'n ou dial metaalwerke was, waar hulle altyd was. Hulle doen die vormwerk daar. Wel, hy sou soontoe gaan in hierdie treintrok woon. En hy het gesê, wat gaan jy doen as hierdie werk opraak? As jy niks het nie, jy nie eers enigiets het om te eet nie. Sy het gesê, ek sal hom net so lief hê. Dis reg. Ja, eendag het ek soontoe gegaan. My vriende gaan besoek wat op Silver Hills gewoon het en Herman,
Ek het hom baie goed geken, Herman Holtz, 'n baie goeie vriend van my. Hy het met Ivy Nutt se dogter getroud. En hulle het 'n mooi huis gehad, dit was nie nodig dat hy meer gewerk het nie. Het dit net gemaak, want hulle het baie geld gehad, die groot sandmaatskappye bestuur en dinge op die rivier en so voort. En ek het so intoe gegaan om hom te sien, net op die regte tyd veronderstel ek. Een het in een hoek gesit, die ander in die ander, besig om te baklei. En hulle was uit na die dans, die vorige aand een of ander partytjie, en daar was 'n man wat met haar gedans en haar kwaad gemaak het, of hom kwaad gemaak het. En so daar was dit, hulle het baklei. Toe ek op die stoep kom, weet julle wat het hulle gedoen? Gehardloop, mekaar se hande gegryp en na die deur toe gekom en gesê, "Hallo broer Branham, nou dis geverfde vuur. Dit hou nie, dit help niks." Hulle sê, "Wel, ek is bly om julle almal te sien." Ek het gesê, "Is julle gelukkig?" "O ja, skat, is ons nie." Ek het net toe geweet, ek het hulle klaar gehoor toe ek om die huis gekom het, sien. Ek het geweet hulle het baklei. Wel, hulle het aangegaan en jy kon sien dit was nie reg nie. Die gees het nie reg gevoel nie. Eendag het ek gedink ek sou uitvind wat geword het van hierdie paartjie wat ek getrou het en in 'n treintrok gewoon het. So ek het vir die openbare dienste maatskappy gewerk. Ek was 'n lynman daar vir 17 jaar. Ek het afgegaan op die rivier en soort van die rol gespeel van 'n skynheilige. Mee spore aangetrek en veiligheid en langs die rivier afgeloop asof ek na die paal gekyk het. Ek het nader geslyp, ek het sy ou Chevrolet daar buite gesien met die hoofligte vasgemaak met baaldraad en ek het na die deur toe gegaan, ek het hulle hoor praat. En hy het vir hom 'n werk by die PWA gekry, wat dit ook al was, hulle daaraan gewerk het. En hy het by een of ander houtmaatskappy daarbo gewerk omtrent $8 of $10 per week gemaak. Dit was nogal goeie geld. So hy het hulle daar 'n ou treintrok gevat en koerante opgesit en drukspykers. Wie weet wat 'n drukspyker is? Van watter deel van Kentucky kom jy sien? 'n Karton sit 'n spyker daardeur en druk dit net in die muur in sien en papier en koerante. Hulle het 'n paar ou bokse gebring en hulle het 'n tafel daarvan gemaak. Maar broer, as ek ooit die hemel op aarde gevind het, dit was, sy het op sy skoot gesit. Hy het sy ou hoed afgehaal en bokant daarvan ingedruk, sy salaris uitgegooi. Het soveel hier neergesit vir kos en soveel per die versekering en soveel per hier. En hy het gesê, "Skat, ek wil so graag vir jou daardie rok koop." Ek dink dit was omtrent $1.25, so iets. Gesê, "Maar skat ons, ek waardeer dit, een arm om hom soos daardie." En hy het opgekyk na haar en ek het daar gestaan soos 'n skynheilige na haar dop gehou, julle weet. En so hulle het hierdie geld begin uittel en hulle het nie genoeg gehad om alles te dek nie. En hy het gesê, "Wel, ek het so hard probeer, die rokkie hang in die venster daarbo, dis $1.25. Kan ons nie net die versekering laat gaan of iets nie?" En sy het gesê, "Nee skat, ek waardeer dit." O, het sy arms om haar gesit. En ek het daar gestaan en omgedraai na hierdie kant toe en opgekyk na die top van die heuwel. Ek kon die huis van die ander sien, die torings bo op die huis. Ek het gedink, wie is die ryk man? Watter een sou jy wees, Billy, as jy jou keuse kon maak? Laat my 'n regte egte vrou hê, een wat my liefhet, my hier onder in 'n treintrok laat bly, want ek sê julle, geluk en tevredenheid kan geld nie koop nie. Geld kan nie liefde koop nie, dis die egte dinge. Wel, hier begin ek praat en voor jy kom kry is die tyd verby. En laat ons hoofde net 'n oomblik buig en nou met die Here praat. Ons dierbare hemelse Vader, ons nader die skaduwees van u genade in die naam van die Here Jesus. En die wete dat hy ons beloof het dat ons 'n onderhoud met u kan hê op enige tyd en seker wees dat ons dit sou ontvang as ons in sy naam sou kom. Daarom, Here, het ons geen geregtigheid, geen naam nie. Daar's nie enigiets wat ons in hierdie lewe besit of van weet wat ons hier op aarde u troon kan nader nie. Slegs deur Jesus naam. En ons kom nederig, Here, offer aan u die aanbidding van ons harte omdat hy hom na die aarde toe gestuur het, dat ons hierdie groot weg mag hê om in die teenwoordigheid in te gaan deur die gestorte bloed op Golgotha en die versekering sou hê dat u ons gebed sal verhoor. Ons dank u allerheiligste Vader vir alles wat u vir ons was in hierdie diens so ver. Ons het u grootmagtige hand sien afgaan in die gehoor en sondaars oortuig dat hulle verkeerd was.
hulle na die altaar sien kom in boetedoening en U aanvaar as hulle enigste verlosser en Here. Ons het diegene, Here, wat siek en beproef was. Die gebou gesond sien verlaat, opstaan uit die rolstoel en wegstap. Ons is dankbaar teenoor U, Hemelse Vader, vir hierdie dinge. Toe het ons Heilige Gees hierdie gehoor sien salf, totdat daar nie een geheim in die hart sou wees wat hy nie sou bekend maak nie, wat die einste woorde vervul het wat hy beloof het wat sou plaasvind. O ons Vader, wees ons onbaardige skepsels genadig. Ons kan nie aan U uitdruk, Here, die manier wat ons wil, hoe ons U liefhet en U waardeer vir hierdie dinge nie. En die wete dat in hierdie donker uur van die slottonele van die wêreldse geskiedenis, wanneer mense verward is en mense hardloop van kerk tot kerk en van plek tot plek, briewe verander en hulle van plek tot plek neem, en tog het ons daardie blywende rusplek in God gevind. Hoe ons U dank vir die Heilige Gees wat ons vertroosting gee in hierdie uur, en ons bid, Vader, dat hy vir altyd by ons sal bly. As die skaduwees langer word en ons weet die son sak oor die beskawing. God, ons sal nou bid vir hierdie groot nasie van ons, wat in die tyd van verandering van presidente is. Dit mag na 'n ligtelike ding lyk, maar God, dit mag die bestemming van hierdie volk verander. O Here, U wat die profete kon kies en die koning salf. Ons bid dat U, Heilige Gees, die regte man vir ons sal salf in hierdie uur. Skenk dit, Here. Waar die groot saamtrekke aan die gang is van beide partye, Vader, ons besef dat U nie geïnteresseerd is in partye nie, dis mans wat U kan vertrou. So ek bid, Vader, dat hulle iewers die regte man vir die uur sal kies. Ons weet dat die uur moet kom wanneer die verkeerde man ook gekies sal word. So ons bid, Vader, dat U ons nog 'n bietjie tyd sal gee om die verloornes in te bring. Mag as daar enige van hulle hier is vanaand wat die skaduwee sien langer word, mag hulle sagmoedig na die Here kom en gered word. Genees die siekes en beproefdes, besterk die kerk, want ons vra dit in Sy naam. Amen. Broer Borders wat die skrif gelees het net 'n paar oomblikke gelede, partymal het ek dit self gelees en ek het vanaand gedink dat ek vir broer Borders dit vir my sou laat lees. Openbaring die 3de hoofstuk, die 14de vers en die voortsetting van daardie hoofstuk. Want nadat hulle die skrifte gelees het, toe hy die lied begin sing, toe ek die hande gegryp het van Bromesie wat daar agter gestaan het, hy het gesê, "Hoekom het u dit gedoen?" Ek het gesê, "Luister na die lied." Hy het gesê, "Ek sien wat jy bedoel. Glo net wat geskryf is." Hierdie boodskap is 'n boodskap aan hierdie kerktydperk, die Laodiseëse kerktydperk, wat 'n louwarm kerktydperk was. En ek vertrou God vanaand op om neem uit die teks wat ek sal kies as die 20ste vers. Uit hierdie teks wil ek dit sê, dit is sê, "Kyk, ek staan voor die deur en klop. As iemand my stem sal hoor en vir my oopmaak, sal ek na hom ingaan en saam met hom maaltyd hou en hy met my." Ek wil die onderwerp daar neem van die deur in die deur. Nou, hierdie is nogal 'n ongewone toneel en dis 'n ongewone teks. Maar julle weet, God is ongewoon. God doen dinge op 'n ongewone manier, op 'n ongewone tyd, op 'n ongewone plek, partymal met ongewone mense. God is ongewoon, hy doen baie keer die onverwagte. En dan mag ons sê weer vir 'n gehoor hier van 'n paar honderd mense, is dit nie soort van 'n klein teksie om te gebruik, die deur in die deur, omtrent 7 woorde uit een van die verse te kies nie? Wel, dis nie die kwantiteit van enigiets wat tel nie,
Dis die kwaliteit wat tel. Some time ago there was 'n Tyd gelede was daar 'n storieetjie wat ek gehoor het van 'n seentjie wat bo in die solder gesoek het en hy in 'n ou trommel het hy 'n posseël gekry, 'n kleintjie geel van ouderdom. En die kereltjie het roomys in sy gedagte gehad, so hy het 'n seelversamelaar onder in die straat gehad waarin hy gestorm het om die posseël te verkoop. Gedink hy sou 5 sent kry, die prys van 'n roomyshoringkie. Toe die versamelaar dit onder die vergrootglas gesit het, daarna gekyk het, het hy gesê, ek sal vir jou 'n dollarnoot gee. Wel, die sakketransaksie is sommer vinnig beklink, want hy is bly om daardie dollar te kry. Ver in die straat af het hy gegaan met verskeie roomyshoringkies gedroom in sy gedagtes. Later verstaan ek dat hierdie versamelaar hierdie seël vir $500 verkoop het. Toe het dit van daar af na honderde en honderde dollars toe gegaan. Ek vergeet nou wat daardie seël werd is. Die papier waarop dit geskryf is, was nie eens die moeite werd om op te tel nie. Dit was nie die papier nie, dit was wat op die papier was, wat getel het. En dit is nie die grootte van my teks vanaand nie, dis nie die waarde van die papier waarop dit geskryf is nie. Dis wat dit is wat op die papier geskryf is, dis die woord van die lewende God, 'n aanbod van vergifnis. 'n Vergifnis, dis 'n vergifnis, die woord is vergifnis vir elke man of vrou of seun of meisie wat dit wil ontvang. Paar jaar gelede in die burgeroorlog of die revolusionêre een was dit, ek glo, dit was die tyd van Abraham Lincoln, was dit dat daar 'n soldaat was wat 'n oortreding begaan het. En hy het weggehardloop in die tyd van die veldslag, gedros van sy pos, en hulle die man gevang het, hulle hom voor die howe verhoor en hom skuldig bevind, en die vonnis moes deur 'n vuurpeloton uitgevoer word. En daar was 'n man wat soveel van hierdie jong kerel gedink het, hy was 'n senuweeagtige, ontstelde seun, en toe die ou gewere en kanonne begin vuur het hy net gehardloop, want hy was doodbang. Maar hy het sy plig versuim en hy sou doodgemaak word in die sekere dag wat sy teregstelling bepaal is. 'n Vriend van hom het na die president van die Verenigde State toe gegaan, die genadige Abraham Lincoln, en goeie ou Aby, soos hy in die hotelkamer ingegaan het, het hierdie vriend aan hom toe gehardloop, en hy het gesê, meneer Lincoln, en hy het gesê, ek weet, jy is 'n Christenman, jy is die leerowerste. En hierdie sekere man is skuldig aan waarvoor hulle hom verhoor het, maar sy toestande, hy was bang. En hy is 'n goeie man, ek weet jy glo nie daarin om 'n man se lewe te neem nie, met jou woord op 'n stuk papier sal sy lewe gespaar word, selfs al moet hy in die federale tronk bly, moenie dat hy doodgemaak word nie. Hy was 'n goeie seun, ek het hom geken, groot geword in die buurt, saam met hom. Goeie ou Aby het vir hom 'n stuk papier gekry en het 'n paar woorde daaroor kan geskryf. Begenadig hierdie man, Abraham Lincoln. Oor die seun het teruggehaas na die tronkselle en hy het sy vriend gewys, hy het gesê, jy word vrylik begenadig. Hy het gesê, moenie met my spot sien dat jy weet dat ek in die oggend gaan sterf nie. Hy het gesê, hier is 'n president van die Verenigde State, die opperbevelhebber. Hy het jou kwytskelding geteken. En die seun het daarna gekyk en gesê, dis net 'n stuk papier, daar's niks daarin nie. Jy probeer my dood elendiger maak as wat dit ooit bedoel was om te wees. Ek sal dit nie aanvaar nie. En hy het agter die sel ingestap en geweier om weer in die papier te kyk, want hy het gesê, as meneer Lincoln my kwytskelding sou onderteken het, sou dit die alles gehad het, die briefhoop gehad het en soorts en sy seël daarop en soorts. So daarom sal ek dit nie aanvaar nie, want dit is net 'n bespotting. Die volgende oggend het die man gesterf voor 'n vuurpeloton. Nou wat gaan gebeur? Daar is die leerowerste wat sê dat hierdie man kwytgeskeld is, nou is hy geskiet deur 'n vuurpeloton. Nou wat gaan ons doen? Dit is verhoor in die federale howe van ons volk. En hier was die uitspraak van die Hooggeregshof of die federale hof.
Dit het gesê 'n kwytskelding is nie 'n kwytskelding tensy dit as 'n kwytskelding aanvaar word nie. Daarom is hierdie woord vanaand 'n vergifnis vir elkeen wat dit sal ontvang. Maar as jy dit nie wil ontvang nie, is dit nie 'n vergifnis nie. Kyk, ek staan voor die deur en klop. As iemand my stem sal hoor en vir my oopmaak, sal ek na hom toe inkom. Wat 'n uitnodiging. Daar is 'n beroemde skildery, ek vergeet die Griekse kunstenaar wat dit geskilder het. Baie van julle mag die kunstenaar se naam ken. Maar 'n leeftyd spandeer om die prent te skilder van Christus voor die deur wat klop. En toe alle groot skildery voor hulle beroemde skilderye kan wees, moet hulle deur die kritisie goedgekeur word. En toe die kritisie gekritiseer of iets probeer vind het om die skildery mee te kritiseer, het een kritikus vir hom gesê: "Meneer, jou skildery is 'n groot skildery. Dit wys dat Christus die lig in sy hand het, soos hy in die duisternis na die sondaar toe kom. Hy kom in die aand, daar's niks wat ek daaroor kan sê nie, want dis wanneer hy na 'n mens toe kom, is wanneer hy in duisternis is. En die uitdrukking op sy gesig soos hy aan die deur klop, met die verwagting om iemand aan die binnekant te hoor, reageer op sy stem of sy klop. En gesê, dis alles pragtig geteken en geïllustreer hier, maar gesê, daar is een ding wat ek moet sê, wat jy vergeet. Hy het gesê, hoe sou hy in staat wees om in te gaan? Jy het geen knip aan die deur nie. En die skilder het gesê, is dit jou kritiek? Hy het gesê, dit is. Hy het gesê, meneer, ek het die skildery so geskilder. Hy het gesê, jy sien, hierdie is 'n ander soort deur. Die knip is aan die binnekant. Dis hoe dit is. Christus kan nie met sy eie wil die deur oopmaak en inkom nie. Hy kan dit klop en dan maak jy die deur oop. Die knip is vir jou. Hy kan klop, maar jy moet oopmaak. So dis hoe dit is. En dan wanneer ons dink aan 'n man wat aan 'n deur klop, is dit niks buitengewoon nie. Die ding, die hoofsaak wat tel, is nie die man wat aan die deur klop nie. Dis die belangrikheid van die man by die deur. Baie mense klop aan deure elke dag, maar die belangrikheid van die man. En 'n persoon wat klop is, wat doen hy? In elk geval, hy probeer om huis. Miskien het hy 'n boodskap vir jou, of miskien wil hy hê jy moet iets vir hom doen. Of miskien het jy iets wat hy wil hê. Daar is een of ander rede waarom hy toegang probeer verkry, probeer om jou aandag te trek, probeer dat jy sal oopmaak om met jou te praat. Net 'n bietjie met jou te probeer praat. En daar was baie kloppe aan baie deure deur baie vername manne. Byvoorbeeld in die dae van Rome, toe Rome die bekende wêreld beheer het, wat as die groot keiser van Rome, Caesar, sou kom na 'n boer se huis, waar 'n arm persoon gewoon het en aan die deur sou klop, en die arme man sou om die hoek kyk en sien dat dit die groot keiser van Rome was wat aan sy deur klop. Wat dink julle sou daardie arme boer dink? Wat 'n eer sou dit vir hierdie Romeinse keiser wees om na 'n arme man se deur te kom en aan sy deur te klop. Daardie boer sou na die deur toe gaan, die deur oopgooi en sê, groot keiser van Rome, u vereer my huis. U doen my 'n groot eer aan, goeie Heer. Welkom in my huisie. En as daar enigiets hier is wat ek het, wat u wil hê, is u meer as welkom tot enigiets wat ek het.
As daar enigiets is wat my Heer van my wil hê, sal ek met blydskap selfs my lewe vir hom gee. O, dit sou 'n eer vir daardie huis wees vir die keiser van Rome om die huis te besoek. Of in die laaste oorlog, hierdie oorlede Adolf Hitler, die Führer van Duitsland, in die dae van sy groot sukses en sy diktatuur oor Duitsland. Wat as hierdie groot Adolf Hitler gegaan het na 'n soldaat se huis, 'n voetsoldaat van sy leer en aan die deur geklop het? Hierdie soldaatjie het die gordyn opgelig en gesien het dat dit die groot Führer van Duitsland was wat voor die deur gestaan het. Wat 'n eer! Hoe hy sy bors kon uitsteek en vir die ander soldate sê, Hitler het na my deur toe gekom, ek was die eregas. Ek was geëerd om Hitler na my huis toe te laat kom. Hy sou bly wees om dit te sê. Hy sou die deur opgooi, op aandag staan en die Duitse saluut doen en sê, meneer, is daar enigiets wat die Führer van Duitsland van sy diensknegt begeer? Ek staan gereed om self vir u te sterf. Is daar enigiets in my huis wat u begeer? Ek kan enigiets kry wat ek het. Wat 'n eer is dit nie vir my nie. Vandag is my kroningsdag om te weet dat die groot heerser van Duitsland voor my deur staan. En ek net 'n voetsoldaat, net 'n soldaat in die weermag. En u vereer my, meneer, om net op my grond te staan. Wel, sekerlik, dit sou 'n eer gewees het. Of wat selfs vanaand as ons mees eerbare en geliefde president Dwight Eisenhower, as hy sou kom na jou huis, as hy sou kom na die huis van die beste demokraat in hierdie vallei, al sou jy verskil van hom in politiek, sou dit 'n eer vir jou wees, want hy is 'n belangrike man. Hy is nog steeds die president van die Verenigde State van Amerika. En hy is 'n hooggeëerde man. Jy mag van hom verskil in politiek, maar tog is hy een van die grootste Amerikaners vandag, is ons president Dwight Eisenhower. Wel, as hy na jou huis toe sou kom in die oggend en aan die deur klop, sou jy 'n geëerde man wees. Elke koerant in Oregon sou daardie artikel in hê dat president Dwight Eisenhower na jou huis toe gekom het. Hoe almal sou dink hoe nederig hy was om na ons huis toe te kom. Ons arme mense, hy die president van die Verenigde State. Dit sou 'n groot eer vir jou wees om hom te ontvang. Hy sou sê, meneer Eisenhower, kom in my huis in. U sien, u teenwoordigheid seën ons, u doen ons 'n eer aan. En môre sou die koerante sê en die radio en die televisies sou die artikel in hê, president Eisenhower kom na Klamath Falls en besoek 'n arm man. Wel, dit sou 'n baie nederige ding vir hom wees om te doen. Dit sou 'n groot ding vir jou wees om hom te ontvang en hy sal hom graag sy begeertes gee. Wat 'n groot ding sou wees. Of net onlangs toe die koningin van Engeland, toe sy hiernatoe gekom het om te besoek, as sy na sommige van julle vroue hier sou kom, na julle huis toe kom en sê, aan die deur klop en jy sou na die deur toe gaan en sy sou sê, ek is die koningin van Engeland. Al doen sy, jy niks met haar te doen het nie, haar domein nie in Amerika is nie, maar tog, is sy die grootste aardse koningin wat ons het. Sy is 'n belangrike vrou. Dit sou vir jou 'n eer wees om die koningin van Engeland te ontvang. Jy sou sê, kom in koningin, en u vereer my huis. As sy sou vra vir enige sekere ding, klein snystery of dingetjie wat jy teen die muur gehad het, so jy dink dit was 'n eer om dit vir die koningin van Engeland te gee. Sy is 'n voorname vrou. 'n Tyd gelede in Canada, my geliefde broer en vriend, Dr. N. Baxter, toe die oorlede koning George en die koningin in die straat afgekom het, daar is vir ons vertel dat hy verskriklik ly aan maagsere en sirose in sy rug,
Dit was voor ons vir hom gebid het in Londen. En hy het geweldig gelei daardie dag. Waar hy daarbo gesit op daardie sitplek van die koets, net so dapper, met sy pragtige koningin wat langs hom sit, met haar blou aantrok aan. En soos hulle verbygegaan het, en meneer Baxter het gesê, toe hy opgekyk het na hulle, gesê het net gebewe en gehuil. En ek het gesê, wel, Annie, hy het gesê, ons koning en ons koningin het verbygegaan. Gesê, dit sekerlik, dit het my laat huil van vreugde. Gedink as die koning van Engeland wat verbygaan, 'n Kanadees sou laat huil van vreugde, wat sal dit wees wanneer die koning van die heerlikheid verbykom? Watter effek sal dit op die kerk van die lewende God hê wanneer ons Jesus sien? Sekerlik, as sy aan jou deur geklop het, sou jy dink dit was 'n eer om die koningin te ontvang. En dit sou 'n groot ding vir jou wees om dit te doen. Maar hoeveel eerbewyse sal jy daarvoor gee? Hoe eerbaar sou dit wees? Maar luister, daar is iemand wat na die deure toe kom. Jesus Christus, die Seun van God, klop aan meer deure as wat al die konings en maghebbers in die wêreld ooit het. Wie is groter en belangriker as hy? En wie word meer geweier as hy? Julle dink as Caesar geweier sou word, wat sou hy gedoen het? Wel, hy sou daardie man laat vermoor en sy huis verbrand en sy vrou en sy kinders verbrand het. Hitler sou petrol op daardie soldaat gegooi en hom veras het. Maar Jesus kom die hele tyd terug en klop aan die deur. Om een aand weier, kom 'n volgende aand terug. Om weer weier, sal hy weer terugkom. As die koningin jou sou kom besoek, of ons president, of een of ander vername persoon, sonder twyfel sou hulle 'n guns van jou wou hê, maar Jesus wil nie 'n guns van jou hê nie. Hy probeer vir jou ewige lewe bring. Hy probeer julle siele red van 'n duiwelse hel. En 'n ewige vernietiging en skeiding van die teenwoordigheid van God. En tog weier ons hom. As dit nederig sou wees vir die president van die Verenigde State om na jou huis toe te kom, tog kom die koning van die heerlikheid, die Here Jesus, af na die armste man in die land, na die smokkelaar, na die dronklap in die straat, na die onsedelike vrou, na die ongehoorsame kind, na wie toe hy ook al kan kom en aan sy deur klop. Jesus kom en klop. Maak nie saak hoe laag jy is, hoe klein jy is, hoe onsedelik jy is, hoe onwelvoeglik jy is, hoe ver uit die gemeenskap jy uitgedryf is nie, tog die Seun van die lewende God jou lief en klop aan jou deur, dag na dag en nag. En jy weier hom. Dis verskriklik. Dit klink nie eens verstandig om so iets te doen, om die Seun van God wat kom te weier nie, nie om iets by jou te kry nie, maar om jou te red van vernietiging. En dan geweier word. Wat 'n jammerlike gesig. Dit lyk nie verstandelik reg om hom te weier nie. Dit is nie verstandelik reg om hom te weier nie. Dis 'n gebrek van verstand om die Seun van God weg te wys wanneer hy aan jou hart se deur klop, en tog word hy geweier en sal terugkom. Nou dit mag wees dat jy vir my so sê, net 'n oomblik, prediker. Ek het my hart 'n lang tyd gelede oopgemaak en die Here Jesus ingelaat. Wel, ek is baie bly jy het dit gedoen. En miskien is dit net wat jy gedoen het. Jou hart oopgemaak en hom ingelaat. Maar is dit al wat jy gedoen het? God wil iets anders doen. Kyk hier in die skrifte. Ek staan by die deur en klop. As enige man sal oopmaak, sal ek inkom en saam met hom maaltyd hou. Hoe hy sê, ek het hom aanvaar as my verlosser.
But that's not enough. Wel, miskien het jy. He wants to Maar be dis your nie Lord. genoeg nie, hy wil jou Here wees. You're glad to let Jy was him bly be your om jou Savior. verlosser No te one laat wants wees. to go to eternal Niemand wil na destruction. ewige vernietiging No toe one gaan nie. wants to go to Niemand wil na hell. die hel toe gaan nie. But you want to escape hell, but Maar you jy won't wil let die him be hel your ontsnap, Lord. maar jy wil hom nie jou Here laat wees nie. Hy wil inkom om Here te wees. En Here is heerser, eienaarskap. Hy wil jou besit, For you're not your own, you're bought. want jy is nie jou eie nie, jy is duur gekoop. He wants to Hy take wil control beheer of you. oor jou neem. Oh, you're gladly saying, O, hy sê "Come graag, in, kom in Lord, Here, let me moenie go dat to ek hell." hel toe gaan nie. But what if I come to your house? Maar wat as ek na jou huis toe kom en ek aan die deur geklop het en ek glo julle baie van julle ken my nie, maar net omdat ek 'n prediker is, sou julle my waarskynlik verwelkom. Ek glo julle sou. You say, Julle sou "Come sê in, kom brother." in broer Branham. Well, if you welcome me in, Ja, as julle my I feel like verwelkom, sou that was ek just net like voel home to asof me. dit net soos my huis was. If I come As to ek your nou huis house toe kom en jy and you verwelkom en welcome net me, sê, now, wait nou a wag 'n minute. bietjie. Come in, but stand here at this door. Kom in maar staan hier by hierdie deur. Jy moenie verder gaan nie. Not even welcome me in. Jy mag my net sowel nie eens verwelkom nie, want ek sou nie reg voel nie. If you come to my house, As jy na my huis toe kom en jy sê, broer Branham, ek was by jou Oregon byeenkoms by Klamath Falls en ek het gehoor jy het nou net teruggekom. So ek het gedink ek sou kom. Ek sou sê, kom in. Sê dankie. En ek sou sê, jy moet egter nie verder gaan as daar nie. Jy bly net daar. if I ever welcome you into my As house, ek jou ooit in my huis verwelkom, is jy enige plek in my huis welkom. Julle weet nadat jy by die deur van die huis ingekom het, julle weet, daar's nog 'n paar deurtjies daar binne. Baie deurtjies in die huis. Jy gaan en kry 'n klein kassie hier en 'n kamertjie hier oorkant en 'n kamertjie hier oorkant. There's several doors. Daar's verskeie deure. Baie mense is gereed om die Here in hulle hart te verwelkom, want hulle wil nie hel toe gaan nie. Maar hulle wil nie hê hy moet Here wees wanneer hy inkom nie. Wel, as ek in jou huis inkom en jy sê, welkom broer Branham, wel, weet jy wat ek sou doen? Ek sou inkom na die yskas toe gaan en vir my 'n stuk kaas kry en 'n stukkie bologna en vir my 'n stukkie ei sny en vir my 'n bietjie brood sny en mosterd daarop en 'n bietjie blaarslaai. Everything, go ahead and take off my shoes and lay across En the alles bed. gaan en my skoene uittrek en op die divan of op die bed lê en of hierdie toebroodjie eet en 'n koeldrank drink as jy een gehad het en o, goeiste, ek sou my net self tuis maak, my hoed ophang. As jy gesê het welkom, sou ek jou op jou woord neem. Maar verwelkom ons regtig Here Jesus, neem hom op sy woord. So kan hy ons op ons woord neem. Nou kom ons kyk rond na 'n paar van hierdie deurtjies in die hart vir die volgende paar minute. Die eerste deurtjie, soos jy na die regs draai, sou ons sê, en wanneer jy in die hart ingaan, is daar 'n deur daar met die naam van trots. O, goeiste. Julle weet, julle wil nie Jesus ken wat in daardie deur staan nie, want hy neem dit alles uit julle uit. Hy swaai daardie deur reguit oop. O, as jy kon. Jy sê nou, wag 'n bietjie Jesus, u kan my red, maar moet u nie begin lol met my trots nie. Nou as ek daarbo moet gaan staan en optree soos party van daardie mense, ek sou dit nie kon doen nie. Dan is hy nie welkom nie. Laat ek dit sê, hy sal ook nie baie lank bly nie, dit is seker. Ek sou nie bly as jy dit vir my gesê het nie. Jy sou nie bly as ek dit vir jou gesê het nie. So hy sal nie bly as ons dit vir hom sê nie. Trots. Wel nou, ek sê jou, broer Branham, as ek daar moet kniel voor daardie altaar, uitroep, my meisie my laat haat, my kerel my laat los, my vrou vir my laat sê ek is 'n holy roller, my man laat sê ek het my verstand verloor. Nou, as u so iets gaan doen, bly buite, Jesus. Dis net presies wat hulle sê in soveel woorde. Ek sal dit nie doen nie. Hier nie lang gelede het ek gepraat met hier in Oregon met 'n dametjie wat gekom het om 'n onderhoud met my te voer en sy het 'n boekie in haar hand gehad. En sy wou 'n onderhoud voer vir die koerant. En ek het gesê, "Was jy by die dienste?" Sy het gesê, "Ek was daar gisteraan." Ek het gesê, "Wat was jou opinie van die diens?" Sy het gesê, "Ek het nog nooit in my lewe soveel idioote gehoor nie." Ek het gesê, "Ek weet nou dat jy nie 'n Christen is nie." En sy het my vertel aan watter soort kerk sy behoort. En ek het gesê, "Ek wil graag wys my suster dat in die Bybel dat jou godin Maria tot wie jy bid,
Daardie vrou moes opkom na Pinkster en die doop van die Heilige Gees ontvang en styer onder die impak daarvan, soos 'n dronk persoon voor God haar ooit in die hemel sou laat kom. En as God die geseënde maagd Maria dit laat doen het, hoe gaan hy daar kom op enige ander manier? Sy het geboorte geskenk, 'n maagdelike geboorte aan die Here Jesus, maar tog kon sy nie ingaan totdat sy gevul was met die Heilige Gees. Ek het my vinger op die skrif geplaas en die vrou wat nie eens die vermetelheid gehad het om daarna te kyk nie, praat van onbeskof. Daar toe sy omgedraai en na my gekyk en gesê het, ek glo dit nie. Ek het gesê, glo jy die Bybel? Die Bybel het gesê dat Maria, Johannes, Sint, al die ander heiliges, Petrus en almal van hulle, moes soontoe gaan en bly totdat die Heilige Gees geval het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin stotter met hulle lippe en toe aan ander tale begin praat en op so 'n manier opgetree, dat die gehoor aan die buitekant gesê het, die mense is vol nuwe wyn, hulle is dronk. Sien, ons wil Jesus aanneem as ons verlosser, maar nie ons Here nie. Dit was nie die apostels wat so opgetree het nie, dit was Christus in hulle wat opgetree het. Die handelinge van die Heilige Gees in die apostels wat mense soos julle is en ek is, maar die Heilige Gees het hulle anders laat optree, omdat hy volle heerser geword het in hulle lewe. Hulle het geen aansien en trots meer gehad nie. Kyk na Nikodemus in die nag gekom en gesê het, Here, ons weet dat U 'n leraar is wat van God afkom, want geen mens kan die dinge doen wat U doen, as God nie met hom is nie. Sy het gesê, en sê 'n mens weer gebore word, kan hy nie eers die koninkryk van God sien. Trots, wat het die Fariseërs weerhou om hom Here te maak? Hulle het geglo hy was die Christus, maar dit was hulle trots. Jy sê, wel, ek behoort aan 'n kerk wat... Ek gee nie om nie, dis goed, bly in daardie kerk, maar laat Jesus Here in jou hart wees. Laat hom beheer hê. Dis nie meer jy nie, dis hy. En dan laat ons daardie deur verlaat. Ons kan 'n lang tyd daar bly. Maar laat ons na die volgende deurtjie toe gaan. Bly weg daarvan. Wat is dit, my eie privaat lewe? Jy wil nie hê enigiemand moet lol met jou privaat lewe. Jou vertel dat jy nie meer kan drink, jy nie meer kan rook, jy nie meer na jou damesklub toe kan gaan en kaart speel nie. Nee, julle wil nie daarmee lol nie, maar ek sê julle, as julle Jesus ooit Here van julle hart laat word, sal julle dit verlaat. Hy sal elke verlange bevredig. Skaam from, skaam dat jy skande bring oor jou mense, oor jou vriende. Ek wil liewer hê elke persoon in die wêreld moet my verlaat, maar laat my nooit skande oor hom bring nie. Laat my lewe volgens die woord van God, my privaat lewe. Nou ons elke middag gaan ons so en so. En party mense, selfs Christene, mense wat hulle selfs Christene noem, wat bely om heilige mense te wees, hulle word so afvallig, hulle wil nie meer van die heerskappy van Christus hê nie. Ek bly by 'n motel en gister aan oorkant was dit 'n klein kerkie en ek het in my kamer gesit en ek iets hoor huil. Ek kon nie die vensters oop kry nie, want die vensters maak nie oop nie. Ek het met die trappe afgehardloop en in die reis rond gekyk en ek het gesê, dit klink goed vir my. En 'n klomp mense wat buite gestaan en lag het vir die mense oor kan die straat in 'n klein byeenkomsie wat huil oor 'n siel deurbid tot God. Ek het gesê, dit klink soos die hemel vir my. Wiste. Laat Christus inkom. Here wees, vry. Hy wie die seun vry maak, is waarlik vry. As jy gebind is deur jou sosiale posisie, jou sosiale aansien. Amerikaanse mense is besmet met sosiale aansien. Julle kerk is besoedel met byeenkomste van sop aan etes. En banko speletjies in lotery en onsin in die kerke. Party van die predikers verdaag vroeg Sondagoggend sodat die lidmate kan gaan visvang. Of ja, visvang en jag is goed,
Maar dit hoef nie op Sondag gedoen te word nie. Dis die Here se dag. Baie mense verdaag hulle kerke vroeg in ons land, want die kroon maak om 12 uur oop. Hulle kan 'n middagie in vrede deurbring. Enige mens wat dit doen is verkeerd voor God. Verskoon my gehoor as ek 'n kree onderbreking hier maak. Sou dit 'n bose ding vir jou wees of 'n ongewone ding om 'n vark in 'n stal op die mishoop te sien vreet? Beslis nie, dis sy aard. Maar wanneer jy 'n lam op daardie selfde besmette plek sien, nou dit sou regtig iets verskriklik wees, want dit wys dat daardie lam verdraaid is. Hy het die aard van 'n vark aangeneem. En wanneer ek 'n Christen sien wat aanspraak maak om God se diensknegt te wees, gister by die restaurant gesit, mooi dametjie het nader gekom. Sy het gesê, "Is jy verbonde aan die groep daar oorkant wat daardie diens hou?" Ek het gesê, "Ek is, broer Branham." Sy het gesê, "Ek wil sê dat daardie mense wat hier binne was, die gaafste mense is wat ek nog ooit gesien het." Terselfdertyd twee geestelikes wat daar sit met die kraag omgedraai na die ander kant en het martinis en wyn gedrink, en toe hulle middagete klaar gemaak het met 'n groot pyp, en my klein 4-5-jarige seentjie het gesê, "Papa, is dit God se diensknegt?" 'n 5 jaar ou kind het beter geweet. Niks teen daardie manne nie, hulle mag nou hier sit. Wat ek bedoel om te sê, broer, jy sê jy is gered, die Bybel het gesê, aan hulle vrugte sal jy hulle ken. Dis nie verkeerd vir my om 'n sondaar hier buite op die straat dronk te sien nie. Dis nie verkeerd vir my om 'n sondaar te sien en met 'n pyp in sy mond of 'n sigaret in sy hand nie. Dis nie verkeerd nie, ek dink niks daarvan nie, hy's 'n vark. Hy ken niks anders nie. Wanneer ek 'n persoon hoor bely om 'n Christen te wees, ek het vir een gesê, "Wat doen jy dit?" Hy het gesê, "Hierdie is ontspanning, dit is my plesier." Hoe die duiwel dit verdraai het. God het 'n mens gemaak om te dors, God het 'n mens gemaak om plesier te wil hê. Maar hy het 'n man gemaak met 'n plek in sy hart om te wil en om te smag en om te ontspan en plesier te kry. Maar daardie welbehae is in die Here. Hoe durf jy? Jy het geen reg nie. Jy sê ek's Amerikaanse burger. Ja, maar as jy 'n lam is, 'n lam verbeur sy regte. 'n Lam het net een ding, dis wol. Hy gaan lê en dit skop nie 'n bohaai op, hulle alles afskeer wat hy het nie. As jy 'n ware Christen is, 'n ware lam van God, is jy gewillig om jou Amerikaanse regte op te gee om 'n Christen te wees. Want jou geaardheid is verander. God in die hart, ten volle Here in beheer. Jy sê waarom? Mense skam om te sê amen. Mense skam om die Here te prys. Ek glo dit was Finney, Charles G. Finney. Ek's nie seker dit was Finney nie. Ek dink dit was. Wat uitgegaan het agter sy studeerkamer op sy kantoor om te bid. En eendag terwyl hy daar buite gekniel het onder 'n boom wat omgewaai het hy gebid. En terwyl hy gebid het hy gedink iemand kom nader en hy het vinnig gestop, sy keel skoon gemaak en gesê, en opgestaan en rondgekyk, en daar het God hom aangekla. Hy het gesê, hy is skaam vir my, maar hy sou dink dit was 'n groot ding as iemand jou sien praat het met jou baas. Jy sou reg langs jou baas staan en praat en dink dit was 'n voorreg. Laat al die kantoormense sien dat jy die voorreg gehad het om met jou baas te praat. En ek is jou Here en jy is skaam vir my. Hy het op sy gesig geval en gesê, Here God, vergewe my as 'n sondaar. Hy het gesê, hy het dieselfde boodskappe gepreek wat hy tevore gepreek het. Maar die volgende keer wat hy hulle gepreek het, was hulle geïnspireer. Hy het dit iets gedoen. Die Heilige Gees het hom beet gekry, een van die grootste predikers geword, sedert Paulus. Hoekom? Hy het God laat inkom en beheer neem, sy eie privaat lewe geneem, sy trots as 'n geleerde, wat hy ook al was.
As jy gewillig is om dit te doen, as jy gewillig is om God vrye toegang tot jou hart te gee, kom ons gaan na 'n ander deur voor ons die onderwerp verlaat. Daar's nog 'n deur in die hart met die naam van geloof. Hierdie is 'n groot deur. Hoe jy laat Jesus inkom om jou te red, maar wanneer dit kom by om jou Godgegewe geloof te gee, wys jy hom weg van daardie deur af. Moenie hiermee lol nie. My kerk preek die dae van wonderwerke verby. As Christus ooit in daardie deur inkom, hier is die woorde wat hy sal sê: Ek is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Hy bewys dit aan hulle wat die deur van geloof sal oopmaak. Julle sal nie besmet word met die slotte aan die deur nie. Laat Christus in die deur staan. Hy sal vir julle sê dat die skrifte waar is. Toe Petrus gepreek het op die dag van Pinkster, toe die mense gesteier het onder die impak van die Heilige Gees en die godsdienstige wêreld, geheiligde manne, groot geleerdes en skrywers, het dokters van die wet buite gestaan en gelag vir 120 mense wat steier en optree asof hulle dronk was, toe hulle daaroor gevra is die apostel Petrus, vir wie die sleutels van die koninkryk gegee is. Hulle het gesê: Wat kan ons doen om dit te ontvang? Het gesê: Bekeer julle, het vir daardie sogenaamde gelowiges gesê om hulle van hulle ongeloof te bekeer. Bekeer en word elkeen van julle gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sondes, en julle sal die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe en julle kinders en hulle in Klamath Falls, Oregon. Al soveel as wat die Here ons God sal roep, die belofte is aan ons. Wanneer iemand daardie deur probeer toemaak en sê dit was vir 'n ander eeu, die Heilige Gees is nie vir hierdie eeu nie, ontken hulle die woord van die lewende God. Maar wanneer die Heilige Gees Christus inkom om Here te wees, sal hy sê, Hebreërs 13:8, Jesus Christus dieselfde gister, vandag tot in ewigheid. Hy sal sê, Johannes 14:7 of, ag, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Hy sal sê, Markus 16 was die laaste opdrag wat in die kerk gegee het. Gaan julle daarom in die hele wêreld in, verkondig die evangelie aan elke skepsel. Hy wat glo en gedoop word, sal gered word. Hy wat nie glo nie, sal veroordeel word, en vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale spreek. As hulle slange opneem of iets dodeliks drink, sodat hulle nie skaad nie, hulle sal hulle hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. As Christus in die hart kan inkom, by die deur van geloof inkom, sal hy julle laat glo dat alle dinge moontlik is vir hulle wat glo. Het julle opgelet, die Bybel praat van hierdie kerk in hierdie dag, omdat jy sê dat ek ryk is, die rykste tye wat die kerk ooit gehad het. Die alvarendste eeu waarin die kerk ooit geleef het, is nou groot geboue, mooi plekke, opgeleide, geleerde predikers. Ons het beter predikers as wat ons ooit gehad het beter kerk as wat ons ooit gehad het, in die wêreld sink elke dag in sonde, het swakker preekstoele as wat ons ooit gehad het. Dis hoekom mense wat hulle self nie aan God wil oorgee nie, hulle wil nie. Hulle sal sê, ek is gered, ek laat Jesus my red, maar hy sal hom nie Here laat wees nie. En so, hy sal nie lank by jou bly nie, en dis waarom jy weer teruggaan in die wêreld in. Dis presies reg. Wat vind plaas in hierdie uur waarin ons lewe wanneer Jesus inkom? Let op wat hy gesê het. Jy, omdat jy sê, ek is ryk en het verryk geword, en het aan niks gebrek nie. Ons het die beste pastore, die beste geklede gehoor, die beste kerke waarvan die kerk ooit geweet het ons, omdat jy sê dat ek ryk en verryk is en aan niks gebrek het nie. Weet jy nie? Sien nou, hulle is professore. Hulle laat Christus na die hart toe kom om hulle te red. Maar weet julle nie dat julle ellendig, beklaanswaardig, nakend, blind is en dit nie weet nie? En sy was blind en jy gaan haar probeer vertel, dame, kom in die huis en vinnig, jy ontbloot jouself, jy is naken. Sy sê, gaan weg van af, jou holy roller, ek weet waar ek is. Is daar iets verstandelik verkeerd met die vrou? Sy is so en weet dit nie. Sy weet dit werklik nie. Sy gee nie voor, sy weet dit nie. Sy weet dit nie. Die Bybel het gesê sy weet dit nie.
Sy's nakend en weet dit nie. Sy probeer bedek met vyeblare soos Eva het in die tuin, maar om voor God te staan, kon sy nie. Ellendig, beklaanswaardig, nakend, blind en weet dit nie. As 'n man arm, ellendig, beklaanswaardig, blind en nakend was, as hy dit geweet het, sou homself probeer help. Maar wanneer 'n man in daardie soort toestand is en dit nie weet nie, en nie daarna wil luister nie, kan jy hom nie sê nie. Hy sal nie luister nie. Hoe ek staan by die deur en klop, dis die eeu wat hy sou staan en klop. As julle net sal oopmaak en my laat inkom en beheer neem, sal ek julle beklee met suiwer linne. Oor die geregtigheid van die Heilige Gees, ek sal julle beklee, ek sal al die skande van julle wegneem, ek sal julle naam in die Lam se boek van die lewe plaas, ek sal julle ewige lewe gee. O, julle sal deur die wêreld gehaat word, sekerlik, almal wat goddelik lewe in Christus Jesus, sê die Bybel, sal vervolg word. Ek sal julle maak wat julle behoort te wees. En nou, die Bybel het gesê hulle was blind. Blind. O, daar soveel blinde mense vandag. Hy het gesê, ek raai julle aan om salf by my te kom koop, dat ek aan julle oë kan smeer, sodat julle kan sien, bietjie oogsalf. Daardie oogsalf is die Heilige Gees. Ek het groot geword in Kentucky en Goeiste. Ons het in 'n ou houthuisie gewoon, wat gehad het, gemaak was van stompe en gepleister met modder. En baie daarvan het uitgeval, omdat dit so oud was, en ons het waterslagplank dakspane bo op die huis gehad. Hulle is opgesit op daardie tyd in die lig van die maan, en die dakspane het weggetrek soos hierdie. Die reën so inwaai, die sneeu so inwaai, net 2 kamers gehad, geen vloer daarin nie, net die grond. Ek en ou pappa het 'n bank gemaak vir ons klein seentjies om agter die bloktafel te sit, wat gesaag was uit 'n stuk van 'n houtstomp met stokke daaronder om te ondersteun. En die ou stoofie daar binne, mamma het 'n ou trommel gehad wat op 2 stukke van 'n stomp gestaan het, klein duitjies daarin gehad, 'n ou kabinet op dieselfde manier en daardie paar bendens, dis al wat ons gehad het. En ons seentjies moes bo in die solder slaap. En daar was hulle 2 paal afgekap gehad met 'n paar latte daaroor vasgespyker, en daarbo was daar 'n ou strooibed, en op hierdie strooibed was 'n veermatras. Dan sou ma daar opkom in die aand en al die komberse wat sy gehad het op ons gesit in die jasse, en dan bo oor dit sou sy 'n stuk seil sit, want as dit gereën het, kon ons onder die seil inkom. As dit gesneeu het, dit uit ons gesig te hou. En hierdie 3 klein Branhams wat daar bo lê, die wind wat deur daardie dakspane waai in die nag, miskien sou ons koud kry en koue in ons oë kry. En die volgende oggend sou mamma ons roep en sou sê, Billy, kom af. En ek sou my oë probeer oopmaak en ek kon dit nie doen nie, en ek sou my broer Edward stamp, ek het hom Hampie genoem, en ek het gesê, kan jy afgaan? Hy het gesê, my oë is ook aan mekaar geplak. Dan sou ons Melvin stamp kyk of hy kan afgaan. Nee, my oë plak ook aan mekaar. Ons het koue gekry, het mamma ons vertel deur die nag. En ek het gesê, mamma, ek kan nie afkom nie. Sy het gesê, wat my keer, Billy? Ek het gesê, jy weet, my oë is vol etter. Sy het dit etter genoem, ek weet nie wat dit was nie, dit was koue. En sy het gesê, jou oë is vol etter. Sy het gesê, wel, wag net 'n bietjie, skat. My mother's a half Indian. Her father was one of the... Nou my ma is half Indiaan, haar pa was een van die grootste jagters waarvan ek ooit geweet het. En hy het altyd gejag en hy sou hier die wasbeere vang en hulle verkoop. Julle weet, wanneer hy daardie wasbeere sou kry, sou hulle vet wees en hy sou die vet uitbraai, en wasbeervet was die goed vir alles by ons huis. Dis al wat ons gehad het vir medisyne daar ver agter. Ek wonder hoeveel ooit gesit het by 'n vetkers, 'n toukie in die, sekerlik. Hoeveel het ooit 'n dennebol gebrand vir? Wel, dis hoe ons dit moes doen. En die buurman se vuur dood gegaan het, sou ons vuur uit ons eie kaggel neem en so toe gaan en help maak. Geen vuurhoutjies of niks nie, jy moes dit aansteek met 'n stuk vuursteen of iets, vuur vir mekaar aandra. Ek kan nou dat hulle dit baie keer gedoen het op 'n graaf en ver in die pad afgegaan het na die buurman se toe en toe. Ons het dit swaar gehad in daardie dag. En dan nou het dit ma sou sê, net 'n oomblik skat, en sy sou ons sou die kroep kry. Weet julle wat sy sou doen? Sy sou 'n lepel vol van hierdie wasbeervet neem en 'n bietjie terpentyn daarop sit, en 'n bietjie suiker daarop gesprinkel. Ons moet dit afsluk. Ek weet nie wat dit gedoen het vir seerkeel nie, maar in elk geval ons het gesond geword. God is 'n genadige God.
En dan wanneer ons oë heeltemal toegeplak sou wees, sou sy sê net 'n oomblik, skat. En sy sou die ou blikkie wasbeer vet op die stoof sit en sy sou dit goed en warm maak. En met die trappe sou sy opkom, net ou leertjie daar opkom en ons oë masseer met daardie wasbeer vet tot dit oopgaan. Ja, dit sal goed wees vir natuurlike oog, maar ek sê hulle, daar was baie koue weer wat deur die kerk gegaan het. Dis reg. En hulle het geestelike geslotenheid van hulle oë en dit sal meer as wasbeer vet neem om dit ooit oop te maak. Dit sal die krag van die Heilige Gees neem om in die oë in te kom. Ek raai jou aan, kom en koop oogsalf van my terwyl ek aan die deur klop. Laat my inkom en jou oë oopmaak, oogsalf aan jou oë sit, dit sal jou oë oopmaak. Julle weet nie, soos Elisa met onderby Dothan saam met sy dienskneg toe die leer, die vreemdelinge opgekom het in die hele stad Dothan om singel het, en hy gesê het, die dienskneg het wakker geword en hy het gesê, my vader, die hele Syriese leer is op ons. En die ou profeet, julle weet, hy kon sien, so hy het opgestaan, rondgekyk, hy het gesê, ja, dis reg, maar daar's meer by ons as wat daar by hulle is. En hy het gesê, ek sien niemand behalwe u nie. En hy het 'n bietjie oogsalf aan hom gesit en hy het sy hand uitgesteek en sy kop beet gekry. Hy het gesê, Here, maak hierdie seun se oë oop, dat hy kan sien. En toe hy sy geestelike sig ontvang het, was oral rondom daardie ou profeet engele van vuur. En strijdwagens van vuur en berge wat brand, sien hy was blind en hy het dit nie geweet nie. Daar is baie mense vandag wat blind is en nie die goedheid van die Here ken nie, eerlik opregte mense wat nie die goedheid ken nie. Julle verstaan nie hoe goed God is, wat 'n plesier dit is om hom te dien, wat 'n rus dit is nie. Eendag moet ek ophou. Eendag sal ek my Bybel toemaak vir die laaste keer. Ek moet God ontmoet en rekenskap gee vir elkeen van julle en elke persoon om. Ek reken ek het direk of indirek gepreek vir 20 of 30 miljoen mense om die wêreld 7 keer om en ek weet ek moet daarvoor antwoord. En ek moet in die diepste van opregtheid wees en weet dat ek hulle die waarheid vertel. Julle besef nie die goedheid van God nie as 'n persoon is sonder net hulle oë kon oopmaak en sien hoe goed God is. As hy net 'n bietjie salf van hulle oë kon smeer en hulle kon rondkyk en sien hoe goed hy is. Onder in Shreveport, Louisiana, lang gelede nie was daar, ek het daar onder gepreek in 'n tentdiens. Ek het Billy Graham opgevolg buite die bofbalstadium. En daar was 'n ou gekleurde broer daaronder en hy was 'n groot ou prediker, goeie ou siel. En hy het 'n ou man in sy kerk gehad met die naam, sy naam was Gabriel, maar ons het hom soort van Gabe genoem as 'n bynaam. Maar hy wou nooit reg oplyn met die kerk nie. Hy sou kerk toe gaan en hy het 'n goeie goddelike heilige vrou gehad en hulle het vir Gabe gebid en hulle het alles gedoen wat hulle kon om Gabe kerk toe te laat gaan en die regte ding te doen, maar hy wou dit net nie doen nie. Maar hy daarvan gehou om te gaan jag. En eendag was hy en die pastoor uit om te jag. Dit was een Saterdagmiddag en ou Gabe was 'n swak skut, hy kon niks tref nie. Maar toe hy daar die middag ingekom het, was hy en die pastoor net eenvoudig gelaai met al die wild wat hulle kon dra, voëls en konyne en eekhorings. En hulle het met 'n ou bekende paadjie afgekom waar langs hulle baie keer gestap het, en die Saterdagmiddagson het in die weste gesak. En die pastoor wat voorgeloop het met sy geweer oor sy skouers en die wild wat oor albei van hulle hang, daar aangestap het, en hy het opgelet soos hy omgekyk het, dat Gabe bly omkyk het oor sy skouer na die ondergang van die son. Die pastoor was nie baie bekommerd daaroor nie, so hy het net aangestap. Naderhand het 'n yslike groot donkerhand op sy skouer gelê en het omgedraai om na Gabe te kyk en trane het net van sy groot donker wange afgerol. En hy het gesê, pastoor, môreoggend gaan ek in my sitplek inneem langs my liefdevolle vrou voor in die kerk. Ek wil hê jy moet my doop in Christen doop en daar sal ek bly totdat Jesus my huis toe roep. Hy het omgedraai en weer na die son gekyk. Hy het gesê, Gabe, jy weet ek waardeer dit, gesê,
Ek wil vir u iets vra. Hy het gesê, watter preek het ek gepreek wat jou laat omdraai? Or what hymn did the choir sing? Of watter lied het die koor gesing wat jou laat omdraai en hierdie besluit vir Christus laat maak het? He said, Pastor, Hy het gesê, pastoor, ek waardeer elke preek wat jy ooit vir my gepreek het. Ek waardeer elke gebed wat die Heilige Gees ooit vir my gebid en die gesange wat die koor gesing het. but said, you know, Maar gesê, jy weet, dit was nie dit wat dit gedoen het nie. Gesê, ek het omgekyk na daardie son en ek het net besef my son sak ook. He said, then I looked hanging all over me at the gate. Hy het gesê, toe het ek gekyk na wat oral aan my hang die wild. Hy het gesê, jy weet, ek kan niks tref nie, en gesê, tog het hy vandag vir my al hierdie wild gegee, genoeg om my die hele volgende week te hou. Hy het gesê, sekerlik, hy het my lief, of hy sou nie so goed vir my gewees het nie. He said, I felt him knock at my heart. And I Gesê, ek het hom aan my hart voel klop, en ek het omgedraai terwyl hy aangestap het, en ek het my hart oopgemaak en gesê, kom in Here Jesus, en neem u plek in my hart. and said he did that. En gesê, hy het dit gedoen, hy is nou my Here van hierdie tyd af. Oh, if we would just look behind our shoulder and see how good O, God as ons is net to us. oor ons skouer sou kyk en sien hoe goed God vir ons was. Net sy goedheid sien teenoor die sondaar om te sien dat hy jou so ver veilig gebring het. Sitting here in your right mind. Sit by jou volle positiewe kyk terug. Wie het jou gevoed? Wie het jou geklee? Toe daar die remme geskree en die motor jou amper gestamp het. Wie het jou toe beskerm? Wie was dit na die uur van siekte toe die dokter sy kop geskit en gesê het, ek weet nie wat om meer te doen nie, maar jy is hier vanaand, kyk 'n bietjie terug en sien wat gebeur het. To you, Christian, just take a look around. En jou Christen, kyk net rond en sien die sondige wêreld hoe dit is. En om te weet dat God voor die grondlegg van die wêreld jou uitverkies. En jou naam op die Lam se boek van die lewe geplaas en aan jou hart geklop het. En jy het oopgemaak en hom laat inkom. Hoe goed is hy? Ek staan voor die deur en klop. En as julle die deur sal oopmaak, sal ek inkom na julle toe en sal saam met julle maaltyd hou. Maaltyd saam met hom en hy met my. Maaltyd beteken om te onthaal, om gemeenskap te hê. Saam met mekaar maaltyd hou is om nagmaal te hê, gemeenskap met mekaar te hê. Kan jy jou hart oopmaak elke deur en sê, Here, kom in. Moenie net my verlosser wees nie, maar wees my Here, my heerser, my beheerder, nie my wat ek is. Net soos ek is sonder een pleit, maar dat u bloed vir my gestort is. Net soos ek is, Here, sal ek u glo. Laat ons hoofde net 'n oomblik buig vir gebed. Net voor ek bid, wonder ek of daar iemand hier sou wees wat nie die Here Jesus ken as jou verlosser nie. En jy wil graag jou hand opsteek en sê, waarlik prediker, dis waar dat ek hom nie ken nie. Ek het hom nog nooit my Here laat wees nie. Miskien het jy hom aanvaar as jou Here, maar nooit in staat en gewillig om jou hele lewe aan hom oor te gee. Alles wat jy het aan hom oor te gee nie. Maak elke deur oop en verwelkom hom net en sê, Here Jesus, ek sal U in my hele hart toelaat. Neem U my beheertoring en beheer U my van nou af. Wil julle net julle hande opsteek en sê, Here, onthou my. God seën jou kleintjie. Sou daar wees, God seën jou meneer. Sou daar nog 'n paar wees, net jou hand opsteek sê, God neem volle beheer. God seën jou dong dame, God seën jou broer. Dis baie goed. Bid almal net nou. Here, salf my oë vanaand. Miskien was ek 'n dwaase kind. As die dood na my kamer toe sou kom vanaand en ek sou vra vinnig vir die dokter en hy sou daar kom sê, dis 'n hartaanval. Jong man, jong vrou, bejaarde persoon, daar's niks wat ek vir jou kan doen nie. Daar's 'n bloedklont wat op die hart lê. Jy voel die are afkoel in jou hande, wat jy nou mou opkom en jy druk teen 'n sterwingskussing en soos jy wegbeweeg. Hoe jy wil hê, hy moet dan volledige beheer neem.
Maar hoekom nie nou nie? Dit sal dan te laat wees. Miskien as julle net julle hande so opsteek, sou dit baie beteken vanaand. God seën jou, jong vrou. Sou daar nog een wees? God seën jou daar agter. Ons vra jou nie om by 'n kerk aan te sluit nie. Gaan nie na enige kerk wat jy wil. Ons vra jou net om Jesus volle beheer te laat kry. God gaan my nie daardie dag ondervra na watter kerk ek mense gelei het nie. Ek lei hulle nie na 'n kerk toe nie, ek lei hulle na Jesus toe. Kom, laat hom inkom. Sal julle dit doen? Sal nie lank wees nie. Miskien hier langs die pad lê 'n ongeluk môre. Volgende dag, 'n maand van nou af, 10 jaar van nou af. Die bloed wat uit jou are loop. En jy maak net nog 'n paar steektrekkings en jy's gedaan, rol in jou eie bloed. Jong man in jou vleur, net in die pragt van die lewe, wel, dink aan jou Skepper in die dae van jou jeug. Waarom nie jou hand opsteek om hom nou te aanvaar nie? Eendag gaan jy oud word as jy lewe. Dit gaan net 'n paar uur wees. Jy groei net van 15 tot 20 jaar. So sê die wetenskap, dan begin jy doodgaan daarna. Young lady, beautiful, lovely. Who made you that way? Jong dame, mooi, pragtig. Wie het jou so gemaak? Waarom is jy so gemaak? Nie vir die vodder van die hel nie, dierbare suster, maar vir die koninkryk en eer van God. Al jy dit nie nou herken nie, daardie pragtige gesiggie wat jy het, daardie pragtige klein mensie wat jy is, dit gaan nie lank wees voordat daardie hare grys sal word en daardie skouer sal saamtrek, die swaar kry van die lewe in die volgende paar jaar, dit sal aftakel. Jy mag hom die laaste keer uit jou hart bedroef. Onthou, wanneer hy klop, laat hom inkom. Sal jou hand opsteek, sê, onthou my pastoor, bid vir my, voor ons bid. God seën jou dame, dis baie goed. God seën jou suster, God seën jou, dis goed. God seën jou. Iemand anders sou sê, onthou my broer, ek wil hê die God moet in my hart kom. Dis die belangrikste ding wat kan gebeur. Onthou, die lewe is net 60 en 10 op die langste. Maar ewigheid is vir ewig, vir ewigheid. Dit het geen begin of geen einde nie. Vir altyd is net 'n tydsbestek. Ewigheid is aan en aan. Eons en eons van tyd sal steeds aanbeweeg. Sal jy, hoeveel is Christen hier binne wat nooit jou hele hart oopgemaak het vir Christus om hom heerser, Here en God te laat wees nie? As jy wil hê hy moet dit doen en wil hê hy moet dit in jou lewe doen, watter lewe jy oor het, jy mag jonk wees. Mag baie mense hier sit wat 70 jaar oud is, wat langer sal lewe as baie 15, 16-jarige seuns of dogters. As jy lewe tot die oggend, sal jy honderde van hulle oorleef. Steek jou hand op en sê, God, wees my genadig. Here, neem volle beheer van my hart. Neem alles wat ek is. Ek gee dit vir U net soos ek is. Sal jy jou hand opsteek? God seën jou, vir jou Christen, jou, ja, goeieste, oral rondom, oral. Jy sal anders voel wanneer jy jou hand opsteek, dit wys dat iets. As jy vir Christus hier staan, sal hy daar vir jou staan. As jy skaam is vir hom, hier sal hy skaam wees vir jou daar. Sal julle hom nie nou ontvang nie? Ek wonder terwyl ons hierdie baie saggies sing. Net soos ek is, sonder een pleidooi, maar dat die bloed vir my gestort is. Sal jy nie wonder of julle wat julle hande opgesteek en julle wat nie het nie, julle graag die Christen graag saam met die sondaar wil kom vanaand. Die sondaar kom omdat hy besef dat God sy lewe gespaar en hom so lank uit die hel gehou het. Die Christene kom wat weet en waardeer dat God so goed was vir hom om sy lewe te red, hy of sy. Wonder vanaand of dit nie 'n goeie tyd sou wees vir ons om op te kom om die altaar in 'n gebed van toewyding te hê, net hier nou in die kerk nie. Aan julle kerklidmate, elkeen van julle, laat ons na die altaar toe kom terwyl ons sing. Sal julle? Kom sonder vriend, afvalliges, kerklidmaat, Christen.
just as I am, thou wilt receive, will welcome pardon clear, receive, because I promise I believe. Oh, our God, sinner, come. Christian, come. Show your appreciation. Sonder kom Christen, kom, wys jou waardering, staan vir God. Kom net reguit op. As jy wil hê Jesus moet in jou hart inkom, laat elke deur oop, gee hom vrye toegang, kom. Here some time ago, many En 'n tyd gelede het baie van julle die storie gehoor terwyl die mense kom. Danny Greenfield, hy was 'n groot evangelis, hy het oorgegaan, hy het hier deur Oregon gekom omtrent 50 jaar gelede. Deur die Verenigde State gegaan, het een nag 'n droom gehad dat hy gesterf het. Ek wil hê julle moet na my luister. He thought he died. Hy het gedink hy het gesterf in sy droom, so hy het dit in sy boek vertel en hy het gesê hy het opgegaan na die poorte van die hemel. And he said up there at the gate of heaven, En hy het gesê daar bo by die poort van die hemel het die poortwagter gesê, wie nader hier die heilige plek? And he said, I am Danny Greenfield. En hy het gesê, ek is Danny Greenfield, die Amerikaanse evangelis. Ek nader die troon van God se genade, ek wil graag inkom en in my hemelse tuiste ingaan. Hy het gesê, net 'n oomblik meneer Greenfield, laat ek kyk of jou naam op die boek is. En hy het weer uitgekom, hy het gesê, ek's jammer meneer, jou naam is nie op die boek nie. Hy het gesê, o sekerlik is jy verkeerd. He said, I have every name. Gesê, ek het elke naam en daar is geen naam op hierdie boek nie. Hy het gesê, wat moet ek doen? Ek was 'n evangelis. Hy het gesê, daar is net een ding wat ek weet vir jou om te doen, is om by die oordeelstroon te staan. Wel, dis al wat hy moes doen, daar was geen besluit meer om te maak nie. Hy het gesê, hy het begin beweeg en hy het gedink in sy droom, buite deur die ruimte en hy het begin inkom in 'n lig. En hy het begin stadiger gaan, soos die lig groter geword het. Finally got so light that he could hardly see anything. Uiteindelik het dit so lig geword dat hy skaars enigiets kon sien en hy het gestop. En gesê hy het 'n groot stem gehoor. En toe ek dit gelees het, het my hart gebewe. Daardie groot evangelis. And he said that he heard a voice. Hy het gesê dat hy 'n stem hoor sê, wie nader my troon van geregtigheid? He said, Father Danny Hy het gesê, ek Vader Danny Greenfield, die Amerikaanse evangelis. Hy het gesê, ek het na die poorte van die stad toe gekom en ek is weggewys. Ek moes my saak appelleer voor u geregtigheid. Hy het gesê, ek staan in die skaduwee van u geregtigheid, meneer. Is daar enige genade vir my? He said, then I'll try you by my law. Het gesê, dan sal ek jou verhoor volgens my wet. Vriend, moet nooit wag om by die wittroon oordeel te kom nie. Jy beter nou genade kry. En hy het gesê, ek sal jou verhoor volgens my wette. Hy het gesê, Danny Greenfield, het jy al ooit 'n leuen in jou lewe vertel? He said, I thought I'd been honest. Hy het gesê, ek het gedink ek was eerlik en het die waarheid gepraat, maar gesê in die teenwoordigheid van daardie groot lig het ek gesien ek het goed vertel wat nie heeltemal reg was nie. Hy het gesê, nee, ek het gelieg. Hy het gesê, dan Danny Greenfield, Did you ever steal? het jy ooit gesteel? En hy het gesê, as enigiets wat ek gedink het ek was eerlik, maar gesê, in die teenwoordigheid van daardie lig het ek baie klein transaksies gesien wat ek gedoen het wat nie heeltemal reg was nie. Brother, Broer, jy mag nie soveel daaraan dink vanaand, die suster, maar in teenwoordigheid van daardie lig, dan sal jy aan 'n klomp goed dink, dit sal nie wees soos dit nou is nie. And he said, Danny Greenfield, after he quoted over the commandments, Hy het gesê, Danny Greenfield, nadat hy die gebooie aangehaal het, het hy gesê, was jy volmaak, my geregtigheid vereis volmaakheid. Hy het gesê, nee Here, ek was nie volmaak nie, en gesê, ek het geluister om daardie groot bevel te hoor, gaan weg van my, jou werker van ongeregtigheid, na die ewige verderf, wat voorberei is vir die duiwel en sy engele. En gesê net toe my bene gelyk het, asof hulle uit hulle plekke uitgegaan het, gesê, ek het die soetste stem gehoor wat ek ooit gehoor het.
Gesê ek het omgedraai om te kyk en ek het die liefdevolste gesig gesien wat ek ooit gesien het. Gesê daar's geen moeder se stem of geen moeder se gesig wat ooit so liefdevol so daardie gesig kan wees nie. En gesê het nader geloop na my, sy arms om my gesit. Hy het gesê, Vader, dit is waar dat Danny Greenfield nie volmaak was op aarde nie. Maar toe hy daar was, het hy een ding gedoen. Hy het vir my gestaan terwyl hy daar was. En nou sal ek vir hom staan, hier. Laat al sy skuld op my geplaas word. Ek wonder vanaand, broer, suster, of jy enige iemand anders kan hê, 'n pastoor of 'n vriend op 'n kerk, of enigiets wat kan staan, behalwe die bloed van die Here Jesus. Sal jy nie vir hom staan vanaand sodat hy vir jou sal staan op daardie dag nie? As jy wil, is jy welkom om te kom en jouself toe te wy aan die Here terwyl ons nog een keer sing. Staan vir hom. Jesus het gesê, as julle skaam is vir my hier, sal ek skaam wees vir julle daar. Kom nou, sal julle nie. Neem standpunt en wy jouself toe, Christen. Wy jou lewe opnuut toe. Staan reg buite in die paadjie as jy wil. As daar geen plek in die paadjie is nie, staan net op jou voete. Net waar jy is, staan op jou voete. Luister hierna. To rid my soul of one, just one, that's what it takes to condemn you, to thee, whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I Let's bow our heads now. Laat ons nou ons hoofde buig. Each one in your own way. Elkeen op sy eie manier, die manier wat jy bid by jou kerk. The sinners that standing just Die sonders wat staan net soos 'n sondaar in die Bybel homself net op die bors kon slaan en sê, Here, wees my 'n sondaar genadig. Hy het geregverdig, huis toe gegaan. Moenie vrees nie, sondaar. Sal jy dieselfde doen vanaand as jy net die sondaar se gebed sal bid? Wees my genadig, o God. Aan julle Christene offer aan hom die aanbidding van julle hart, die lof. Hierdie stad van het ek hier was, sien ek dat julle herlewing nodig het. Herlewing is nie om nuwe lidmate in te bring nie, maar te laat herleef wat jy het. Nou, daar is baie predikers wat staan, daar is heilige mense wat staan, om dankbaar te wees vir God. Daar is sonders wat staan, afvalliges kerklidmate wat staan. Nou, soos ons hoofde buig, onhou, hy het aan jou hart geklop. Niemand kan na my toe kom en sê my Vader omtrek nie. Weet julle dit? Wat as jy daardie persoon was, met wie God nooit gepraat het? Wat as jy voorbestem was tot ewige vernietiging soos Farao was? Soos Pilatus was? God kon nooit jou hart aanraak nie. Nie lang gelede onder in Tennessee in 'n baptiste kerk is ek gelei om na 'n jong dame aan die agterkant van die kerk toe te gaan. Sy was dit die diaken se dogter. En ek het haar gevra, ek het gesê, die Here is besig met jou. Is hy nie, suster? Sy het gesê, as ek wou hê iemand moet so met my praat, sou ek iemand kry wat 'n bietjie verstand gehad het. Ek het uit die gebou uitgeloop, daar het 'n roosbos gestaan, en toe ek gekom het, hoe onbeskop, het daardie vrou met my gepraat. Baie aantreklike jong dame. Omtrent 2 jaar later het ek deur die plek gekom, en daar het sy in die straat afgegaan, 'n dame wat 'n goeie karakter was, haar onderklere het uitgang, sy het vuil gelyk, 'n sigaret gerook. Ek het gedink dit was die meisie, en ek het oor die straat gegaan en afgegaan na die ander kant, soort van agter haar. Sy het geweet dat iemand haar volg, sy het stadiger geloop. Toe sy naby gekom het, het sy gesê, hallo prediker, o goeiste.
En sy sê, onthou jy my? I said, yes, ma'am, I do. Gesê, ja dame, ek onthou. Sy het haar hand uitgesteek in haar handsak, sy het gesê, kry 'n sigaret. I said, shame. Ek het gesê, skaam jou. She said, Sy het gesê, miskien sal jy iets drink. En ek het gesê, hierdie het nie gebeur nie, het dit. Sy het gesê, sal jy hier in my woonstel instap, ek wil met jou praat. Sê, ek kan nie hier by die deur praat nie. En sy het gesê, onthou jy daardie aand, dat jy daardie altaar oproep gemaak het? Sê, ja dame, ek onthou dit beslis. So I want to tell you something. Gesê, ek wil u iets vertel, dit was my laaste kans. Sy het gesê, ek het hom een keer te veel bedroef. Sy het gesê, meneer Branham, sy het gesê, my hart is so hard van daardie tyd af. Nou luister na hierdie stelling. Ek het haar gevra of ek dit kon aanhaal. En sy het gesê, ek kan. Sy het gesê, my hart is so hard, dat ek my ma se siel in die hel kon sien braai, soos 'n pannekoek en daaroor lag. Dis omdat hy weggewys was. Don't turn him away. Don't turn him away. Jesus is an answer to your heart to lead. Although you've gone astray, oh, how you'll need him to say, well done, on that eternal day. Don't turn the dear Savior away from your heart. Don't turn him away. Let's bow our heads. Laat ons hoofde buig. Our Heavenly Father, Ons hemelse Vader, die kosbare ou evangelie, hoewel dit vervolg en gesleep is deur arende donker plekke, maar tog oortref dit enigiets wat die wêreld ooit aangebied het. 'n Reiniging vir die siel, 'n balsam in Gilead vir die onreine. Ons is so bly dat die bloed van Jesus Christus in hierdie dag, dat wanneer ons weet dat ons nasie binnekort gaan stikkend gaan, volgens Bybelprofesie, dit sal nie lank wees nie, Here, wanneer ons die gewere en die atoomwapens sien, wat in elke nasie hang, net vir een wag om oor die radarskerm te gaan, dan sal die hele wêreld ingaan. Wetenskaplikes het al reeds gesê, dis minder as 3 minute voor middernag. Wanneer manne van die wetenskaplike wêreld dit sien, baie keer voor sogenaamde Christene dit kan erken. Daardie groot man nou die dag het gesê, as hy dit op die radio of televisie sou sit, ons gerekenste wetenskap in hierdie nasie het gesê, dat mense te kere sou gaan in die strate en skree om genade God. En om te dink voor dit gebeur het, u beloof, u sou kom vir die kerk. Hoe naby is u koms, Vader. Ons staan hier vanaand in die skaduwees van u genade. Ek bring hierdie gehoor na u toe, Here. Ek het vir hulle die evangelie gegee, so waar as wat ek dit uit die Bybel ken, dat u in hierdie Laodicese tydperk staan, waar mense hulle self regverdig deur aan die kerk behoort op een of ander gelooflynis op te sê, en tog sal hulle u nie as Here in hulle hart verwelkom nie. Ek het die beste gedoen wat ek weet, u Vader, deur die leiding van die Heilige Gees. Letterlik honderde staan op hulle voete. Ek bid, Here God, dat elke Christen hier hulle lewe opnuut aan u sal toewy, net nou. Here God, mag die sondere algehele oorgawe maak, elke deur oopmaak, elke uitgang waardeur hulle moet lewe. Mag Christus aan die hoof van die huis staan, die hoof van die deur, die hoof van die siel, hulle verstand en deur hulle sy wil bewerk. Skenk dit, Here. Seën ieder en elk hier, seën die siekes en die beproefdes, mag diegene wat nou staan, wat self siek is, skenk dat die groot genesende Gees van God oor hierdie gebou sal beweeg. Genees elke siek persoon wat hier staan. Skenk dit, Here. Red elke sonder en vul elke gelowige en moedig elke Christen aan om vorentoe te gaan. Skenk dit, Here. Ons bied aan u die aanbidding van ons hart. Ons loof u met alles wat in ons is. Ons lig ons harte. Ons lig ons hande, ons lig ons stem, ons lig alles wat in ons is, Here, in u teenwoordigheid in ontvang ons. O Here, ons wy onsself nou toe aan u. Neem die groot vrygekoopte kerk van die lewende God, heilig dit, Vader, vul dit met die Heilige Gees. Mag die Gees van God nou oor hierdie gebou trek, die mense dronk maak, o God, gee hulle die vreugde van die Here, dat hulle gevul sal word met die Heilige Gees.
Soos hulle was op die dag van Pinkster, dat van hierdie uur af hulle sal uitgaan. Die krag van God na elke kerk en aan elke persoon, dat hulle vervul kan word met die goedheid van God. Dat die krag van God deur almal mag werk en elke siel geseën sal word. Mag die mense môre op die strate wees getuig God verheerlik, mans en vroue by hulle werk, wat God loof. Die uur het gekom, Here, dat wanneer ons uitsien na U koms op enige oomblik, laat ons nie staan met skaamgesigte nie. Dat ons vervul word met die goedheid en die Gees skenk dit, Here, soos ons tot U ons vurige gebed bid. In die naam van Jesus Christus gee ons hierdie gehoor vir U. Ek gee myself vir U. Ek het my lewe 31 jaar gelede vir U gegee, Here. O God, help my om te lewe vir die koninkryk van God. Help my, Here, om siele na U toe te lei en om in daardie geseënde teenwoordigheid in te gaan van haar ewige hoop wat rus aan die ander kant. O God, ons dank U hiervoor. Ons siele is uitgeskuur, ons geeste voel skoon. Ons het hierdie toewyding aan U gemaak. Heilige Vader, hou ons in die middel van U wil, U gebooie te onderhou, te wandel volgens die opdragte van God, die gebooie van God te neem en volgens hulle te lewe. Skenk dit, Here, en mag die genade van ons Here Jesus Christus altyd op ons bly. Deur die genade van God smeek ons in Jesus Christus naam. Amen. How many of you Christians tonight likes the preaching of the word? Veel van julle Christene hou vanaand van die prediking van die woord is net soos 'n wel, dit is soos 'n verdwingingsmiddel wat jou laat slaap vir die operasie. That God can take the things of the world out of you. Dat God die dinge van die wêreld uit jou kan uithaal, die narkose van die Heilige Gees soos dit op jou blaas. En jy aan die slaap raak en die groot geneesheer begin opereer met sy mes, die dinge van die wêreld uitsny. Jy voel dat nadat jy op jou voete gestaan en jou lewens aan God toegewy het, dat jy soos 'n ander persoon voel. Steek hulle hande op soos hierdie. Dank God. Laat ons dan vir hom die goeie ou lied van die kerk sing, almal van ons saam. Ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het en my verlossing gekoop het op Golgotha. Goed, almal saam nou, almal saam. Laat ons ons hande opsteek terwyl ons dit sing. Dink dit nou net met julle hart. Boodskap is verby, aanbid net in die Gees. Nou terwyl ons dit neer, wil ek hê jy moet handskud met iemand langs jou en sê, wees gegroet Christen, pelgrim vriend. Skud hande met mekaar, sê God seën jou. Methodist, Baptist, Presbyterian, Pinkster, Nazarener, pelgrim, heilige, wat jy ook al is, skud hand. Ons hande opsteek en dit vir God sing met ons oë toe, so hard as wat ons nou kan tot sy eer. Sing dit nou vir hom. Wave jou hand vir hom.